and crochet. Patat, welkom terug op my YouTube blad. Soos beloof, ons gaan die Magic Knot oefen. Daar is 'n miljoen maniere om gare te heg of te las of te knoop. Hierdie is net my gunsteling manier en dit is wat vir my die maklikste en lekkerste werk. Right. So, ongeag watter een nou jou nuwe kleur is of jou ou kleur is, jy vat jou 2 punte bymekaar, 2 ore, kan julle sien, 2 ore, dan sit ek knyp dit vas tussen my duim en my wysvinger. Maar let op dat my duim hoër is as my wysvinger. Nie so om nie, maar so om. Stupid rede, maar as hy so is en jy wrap jou gare, dan gly hy van jou vinger af. Waar as jou duim hoër is as jou wysvinger, dan gly hy nie af nie. Right, so Magic Knot. In hierdie geval is blou my nuwe kleur. Jy kan enige kant omwerk afhangende van hoe lank jou stert is en hoe lank jy afgeknip het, maar ek hou daarvan om te wrap met my nuwe kleur. So my nuwe kleur is blou. Jy gaan om jou duim, om die gare. Om jou duim, om die gare. En dan hou ek vas. Let wel, kan julle sien, dis my eerste keer, my eerste wrap en my tweede wrap. Maak seker dat jou tweede wrap aan die regterkant lê en nie aan die linkerkant nie, want dan gaan hy ook nie knoop nie. Right, so ek het om my duim gegaan en om my gare, nie om my wysvinger nie. Vir die tweede keer om my duim en om die gare, daar lê my oortjies nog. Dan vir die derde slag, ek gaan nie weer om nie, maar ek gaan tussen my duim en die ore. Dan laat lê ek net my gare so mooi los daar. So daar is my eerste wrap, my tweede wrap en my derde wrap, laat lê ek net die ore. Ek gaan weer vir julle wys. So in plaas van om 'n derde keer om te gaan lê ek, dankie Guinness, hulle sê ook hallo. Die derde keer gaan lê hy tussen die gare en my duim, daar binne. So ek noem daai 'n bruggie, as julle nou mooi kan sien daar binne. Volgende stapie is jy vat die ore en jy vou dit oor die bruggie, daar binne in. En ek hou vas. Dan in dieselfde asem gly ek hierdie 2 strands, ek gly hulle net so af, maar ek los nie, ek hou steeds vas. En dan gebruik ek 'n ruk en pluk aksie. Ek vind dit, hy knoop beter as wat ek hom net trek, want as ek hom net trek, dan trek hy los. So ek het so ruk en pluk aksie, jammer as my tafel nou skud. O, gata patata, that happens to the best of us, dit gaan met julle ook gebeur. Right. Om my duim, om die gare, om my duim, om die gare, tussen die gare en die duim, oor die bruggie binne-in, gly af, en ruk en pluk, tot hy knoop. Dit gebeur baie keer as jou oortjies of jou stertjies te lank is, which is not a problem, want dan kan jy hulle net mooi afknip. Ek hou daarvan om hulle so tussen my vingers te draai, dan is hy mooi plat. Daai is 'n Magic Knot. Ek gaan dit gou weer vir julle wys, lekker stadig. Ek knip sommer daar af en daar af. Weer eens. Oud en nuwe kleur. Daar is my 2 ore bymekaar. Maak hulle so 'n bietjie korter. So vat ons nuwe gare om die duim. Onthou, duim is hoër as my wysvinger. Om die duim, om die gare. Om die duim, om die gare. Net ek om. Ons gaan nie 'n derde keer wrap nie. Ons gaan om tussen die duim en die gare net so oor laat lê. Hy gaan net so hang. Jy gaan jou oortjies vat, jy gaan dit oor die bruggie vou en daar binne in vasknyp. Jy gaan daai laat afgly, sonder om te los hier, nê? Nooit belangrik, as jy los, gaan hy los trek. En dan het ons weer daai lekker ruk en pluk aksie. En weer eens, daar is 'n ou stertjie. Ons knip hom net af. Draai hom plat tussen my vingers. En daai is dan jou Magic Knot. Ek hoop julle het iets geleer. Selfde hier, moenie opgee nie.
Probeer ten minste so 6 of 7 keer en as jy hom eers gesnap het, dis soos fietsen. you will never do anything else. Jy het nie punt om na die tyd weg te werk, daar's nie los drade wat hang nie, daar's nie 'n dik knoop wat in die middel van jou gare sit of van jou projek sit nie. This is just my personal best favorite. Dankie julle, thanks for watching.